welcome to the main event. Ag, die main card. Bo Nickel teen Cody Brandage. Submission, tweede ronde, 3 minute, 38 secondes. Vir Bo Nickel, obviously. So, No surprises there. Grootste favorite van die aand. Wat is dit? Minus 1450 was hy die favorite. Ek dink dit was groter gewees, maar daar het obviously seker 'n paar manne gesien, wag, as ons hier kan ons maas 'n klomp geld maak as 'n upset kom. So ek dink so 'n paar manne het 'n paar peanuts gegooi in die bakkie van Brandage, maar hulle het daai peanuts verloor. Ja, ek dink hulle Bou het hulle seker gedink gaan so Skyla miskien dominate en goed. En hy het gedominate seker op 'n manier, maar ja, nog nie so impressive gewees. Hy het maak dit sin as ek sê hy het gedominate, maar dit was nie 'n dominating performance soos dit het vir my het dit gevoel hy sit met hierdie tonne en tonne talent. Hy's arguably seker die beste wrestler in die UFC van wat credentials betref. Hy kan vuiste gooi, hy het goeie boxing, hy het goeie timing, dit lyk hy het power ook nog in sy punches, soos verstaan jy? Hy het al saam met black belt jiu-jitsu ouens voordat hy nog eers jiu-jitsu geweet het, gestoei en dan het hulle genullify, hulle kon niks teen hom gemaak het nie. So hy het al hierdie gevaarlike eienskappe of hierdie goeie skill set. Maar dit lyk nie hy kan dit by mekaar lekker bring nie. Soos hy vat sy opponent grond toe en dan lyk dit vir my daai killer is nog nie daar nie. Soos hy sukkel. Ja, as wat help dit jy vat die ou grond toe, maar jy maak niks met hom daar nie. Hy het mos nou rond beweeg en probeer vir hierdie, maar ek meen dis soos in ek vat jou grond toe. Ek gaan of myself in 'n position sit om jou te smash met ground and pound, of ek gaan probeer om vir die submission te gaan, whatever, maar dis een van daai twee goed. Dit lyk my, dan slaan hy 'n bietjie, dan fight hy 'n bietjie vir position, dan try hy submission, dan werk dit nie, dan, verstaan jy, hy's nog nie lekker, hy het homself nog nie gevind nie. En ek verstaan, dit is nou soos Dana White sê, hulle is nie haastig met hom of wat ook al. Hy sê, mense hulle moet onthou, hierdie mannetjie, hierdie was sy 6ste fight, nie eens in die UFC nie, dis sy 6ste MMA fight, hy's jonk, hy het nog baie om te leer, en ek meen, hy het 'n ou wat 15 fights het gedominate, wat, dis 'n groot step up, en ek verstaan dit, maar, hoekom ek nog nie op die Bo Nickel hype trein is, ek kan sien hoekom hy hype is oor hom, het maak vir my 100% sin, maar hoekom ek nog nie daar is nie, kyk vir Kamzat, daai man het ingekom en hy tore through the middleweight division, hy het soos 'n warm flippin pyl deur botter geskiet, niemand kon stand hou voor hom nie, en hy het gelyk soos indestructible, dit het gelyk soos Mike Tyson wat opgaan in die ranks, en Bo Nickel lyk net nie so, hy lyk net nie vir my so super gevaarlik nie. Ek is saam met jou 100% eerlik wees, dit voel vir my as hy nou teen die top ouens moet fight, hulle sal vir hom opneem. Ek dink hy kan nou teen Dricus loop fight, en ek meen al het Dricus nie sy wrestling pedigree nie, ek dink Dricus sal hom mol, hy sal hom flip en mol, ek dink hy sal weet wat hom getref het, en dieselfde moet Kamzat en 'n klomp ander manne, so hy's heavy groen, hy het nog, he's got a long way to go still. Ja, so kom ons kyk, hy het self gesê, gee hom kans. Ja, hy het ons gesê, hy gee sy eie performance baie goed nie, maar dit is sy attitude, hy's 'n competitor, so I'm not putting the guy down, hy het baie goeie kans om champ te word, en dalk baie lang champ te wees soos 'n Khabib of iets, but he's still got a long way to go, en ek wil nog baie goed sien. Ek wil nog sien hoe hy in die diep waters ingaan, ek wil nog sien hoe react hy as 'n ou omslat, laat hy sterretjies sien. Ek wil kyk hoe goed is sy chin, daai tipe goeters wil ek nog sien.